Goeiemôre almal. Ek hoop jy kan my hoor. Dis nou die tyd van die jaar wat ek maar dinge in jou keel het, so ek hoop jy hoes in die microfoon en skrik het. Ons het 1 jaar met die synode sitting, sit hy met die rotiele kommissie, en een nou is besig om 'n verslag te lewer, maar hy praat baie stadig, is altyd en terwyl hy praat, is daar elektroniese fout, en iets skiet soos 'n geweerspoot. 'n Klomp ouens het lelike woorde geskree, en 'n klomp ouens het hulle stoele uit. En toe almal so rustig is, toe staan hy so nader, hy sê, amper skrik ek dan. Ons gaan net 2 liedere saam sing, en ek wil vra dat ons 176 en 177 sommer direk na mekaar sing. Goed, kom ons begin met lied nommer 200, vers 1 en 2. En
En sy roudiens is woensdagoggend 10:00. En dan het ek ook gehoor, Joe de Wit is ook oorlede. Ons het nog geen reëlings van haar goed nie. Soos ek verstaan is 'n Christelike Pausgeet se ma. So kom ons dink asseblief van hulle. Ek wil nie dat ons vanmôre gaan sit en ek gaan so 'n paar sekondes gee. Dink 'n bietjie aan 'n moeilike tyd in jou lewe wat gebeur het, wat eintlik 'n nuwe fase in jou lewe begin het. Hoe het jy dit hanteer? Wat het gebeur? Kom ons lees 'n paar oomblikke en dan gaan ons sommer net so sit en sing ons lied 159 vers 1 en 2. Goed, kom ons sit so en sing ons lied 159 vers 1 en 2. Het ons om die dag op? Ja, 184 het ons hier op. Goed, kom ons sit so en begin ons. Kom ons raak net so stil. Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel, en erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons 'n loflied, lied 184 vers 1 en 2. Ek gaan as wet vir ons voorhou, Mattheus 22 vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom, en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons lees Sondag die wet. En my vraag is baie keer, wat doen dit aan ons? Want dit is vir ons 'n riglyn, 'n padkaart met stoptekens wat die Here vir ons gee. En as jy die stoptekens mis, veroorsaak jy ongeluk, of vir jouself of vir ander mense. Nou gebeur dit dat 'n ou goed aanvang wat 'n implikasie het op jouself en op jou mense. En dis waar die moeilikheid kom, dan sit daai goed in ons koppe en ons kom nie oor dit nie.
Die Here gee vanmôre vir ons 'n geleentheid om wat ook al in jou lewe sit, op die tafel te kom sit en te sê, Here, ek kan nie hierdie goed mee verder saamsleep nie. Vergewe vir my dit. En as daar ander mense is wat betrokke is, wat ek moet vergewe, help my om hulle te vergewe. Ons dink baie keer vergifnis is, ek praat goed wat jy gedoen het, en dis glad nie waaroor dit gaan nie. Vergifnis gaan daaroor dat ek knip die draad af, of die ketting of die tou, waarmee ek jou saamsleep my lewe lang, of dit wat gebeur het. En al wat die Here vanmôre sê, ek vergewe jou totaliteit. Partykeer sukkel ons, die Here vergewe ons kan onsself nie vergewe nie. En dan begin die moeilikheid ook, dan ry ons vir die res van ons lewe. As daar iets is vanmôre in jou lewe, wat jy saamsleep, sit dit nou op die tafel. Ek gaan so 'n oomblik gee. Dan gaan ons staan en doen ons almal saam belydenis van ons geloof, en dan kan ons weer gaan sit. Kom ons sit so, dit wat jy ook al vir die Here op die tafel wil sit, doen dit vanoggend. En stap jy uit as 'n vry mens, en jy weet, maar God het my vergewe, ek het 'n nuwe lewe, dis 'n nuwe fase. Ek gee so 'n oomblik vir stil gebed. Amen. Kom ons staan en doen ons saam hardop belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, en die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Ons lees vanmôre saam uit Josua 1. Josua 1 vanaf 1 tot 9. In my Bybel is dit bladsy 228 as jy sou wou dit opsoek. Bladsy 228. Voordat ons begin lees, wat interessant is van hierdie gedeelte is dat Israel was op die drempel van die beloofde land. Alles het goed geloop en toe is Moses dood. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan. So alles is voorberei. Moses was die ou wat altyd voorgeloop het. Moses is die ou wat met God gepraat het. Hy was die skakel tussen die volk en die mense en God. En nou is Moses dood. En hier staan hulle teen die Jordaanrivier. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie mooi oggend en dankie dat ons kan weet, alles is koud daar buite, U liefde vir ons is warm. U gee regtig om vir elkeen van ons en daarvoor sê ons dankie vanmôre. Dankie dat ons vanmôre U naam kon loof en prys met sang. Dankie dat ons skuld op die tafel kan sit. Vanmôre kan weet U vergewe ons in totaliteit. Dankie dat ons nou in die Bybel vir ons oopsit. En hierdie ou gedeelte wat so bekend is, net weer kan oopmaak en saam daaroor dink. Seën ons in hierdie oggend en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die dood van Moses
die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en die hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek van Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier die Efraat, die hele gebied van die Hetiete, tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het, moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal julle voorspoedig wees waar julle ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigstroom wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Hierdie is 'n ongelooflike diep gedeelte. En wat hier pragtig is, dat hier so staan, is Moses, my dienaar, is dood. Moses, my dienaar, is dood. Dis 'n titel wat gegee is net vir konings. So Moses was meer as net die leier van die volk. Daar was iets groter in sy aanstelling en sy betrokkenheid. En so nou net gesê, Moses was die skakel gewees en nou skielik is Moses dood. Hoeveel keer het dit al gebeur dat ons in ons eie lewe op 'n punt kom wat iets in jou lewe gebeur wat jy dink, nou is ek in my kasse. Ek weet nie hoe nou verder nie. En dan sukkel ons so, en ons worstel so, en ons het soveel trauma, en ons sukkel om deur hierdie goed te kom, en later as ons terugkyk, en ons sê ons eers die pad met die Here saam met ons gestap het. Ons het dit gemis. Ons het dit gemis, omdat ons fokus op ons hartseer en ons stikken was, of in dit wat nou gebeur het. En wat interessant is hier, God se plan was klaar gemaak. God se plan vir my en jou lewe is klaar gemaak. Maak nie saak hoe ek en jy daarmee worstel nie, God bly in beheer. Spreuke sê dit baie mooi, die mens beplan sy pad, maar God bepaal hoe hy hom loop. Die volk het hierdie ding beplan, Moses het dit beplan, hoe hulle gaan en waar hulle gaan, maar God was in beheer. En Moses was nie die ou waar al die eer aan gehang het nie. Moses het nie die opdragte uitgevoer. God was in beheer. Hoe verskil dit met my en jou lewe? Hoeveel keer maak ons die planne en dan probeer ons God oortuig dat hy nou hierdie plan maak werk? Ons draai dit om. Ons begin God speel in ons lewe. En God moet daarby aanpas. En hierdie storie is die teenoorgestelde. Nie iets baie groter gebeur. Nou kom hulle by die Jordaanrivier, dis 'n vloed. Die geskiedenis sê vir ons, daai tyd van die jaar wat hulle daar was, hulle het 2 vloede half gehad, een in die ander een. So 'n sekere tyd het hy hierdie hoogte, en dan raak hy baie hoër. Nou dit lyk asof in hierdie tyd wat hulle by die Jordaan was, by die hoogste gedeelte was. Nou staan hulle hier, Moses is dood, wat nou? En die rivier is 'n vloed, en jy sien aan die ander kant, die beloofde land. En dan kom God en dan sê hy vir Josua, ek sal by jou wees soos ek by Moses was. Niemand sal teenoor jou in stand wees om jou oorwin nie, want ek gaan by jou wees soos ek by Moses was. Die interessantheid was, hy was Moses se assistent, so hy was sy helper. En Josua was deel van die groep wat gegaan het om die land Kanaan te gaan inspekteer. Net hy en Caleb
het kans gesien om in te gaan. Net hulle twee het God vertrou, om te gaan kyk wat daar binne aangaan. Die ander verspieders het gebly. Hulle het die kans gesien. So Josia in eie reg was 'n strateeg in die militêre gedeelte ook, want hy was deel van die verspieders. So die groter storie lê agter die storie, dat God eintlik lank al besig was om Josia voor te berei vir die taak wat voor lê. So die dag wat Josia oorvat, was hy klaar opgelei. Hoeveel keer het dit in ons lewens nie gebeur, wat jy vasloop in 'n ding en dan skielik dan maak die ding so oop. Ek dink hier sou dit gebeur. Maar ons het gevra daarvoor. Ons bid baie keer dat die Here iets moet doen in ons lewe en ons moet help en ons deur hierdie goed dra. Dan kom maar mense op ons pad goed gebeur en vertel ons van ander mense, julle sien nie glo wat gebeur het nie. Ons kom nie agter op ons erken dat God het 'n plan gemaak hiermee. Ek sit een oggend by 'n ou, hy was op pad myn toe, ry met 'n bussie, en die oggend sê die ander ouens, maar hulle gaan met hulle eie voertuie ry. Hy ry alleen weer. Nou dis 'n klomp jaar terug, so hy het nog nie geld gehad op sy foon nie, en hy sê vir sy vrou, sodra hy by Katoe aankom, ek was op Bosbosberg, dan gaan hy alleen bel en sê hy is veilig aan die kant. Op pad Katoe toe gebeur iets, hy weet self nie wat gebeur, en die volgende oomblik is hy bussie op sy sy boven van die pad af, hy sê, hoor ons breek die glas, ons skuur dit oor die grond, en hy hang in die veiligheidsgordel, hy kan homself nie uitkry, nie is 'n redelike groot ou, is kleinsies goed, nie? Groot na buite in die Malang. En daar hang hy. Die volgende oomblik klim 'n ou in die bussie in, met 'n pak klere en 'n ponytail. Hy sê, maar weet jy hoe sterk daai ou is, en met die liggaam op in die veiligheidsgordel, hy sê die bussie se engine hardloop, die red weer die dak, en hy skakel die bussie af, haak die veiligheidsgordel uit, en hy haal hom uit die bussie uit, en hy sit hom bo op die bussie neer, die sydkant op die deur. Sy baadjie wat op die agterste sitplek gelê het, die ou onder sy kop gesit. En die volgende oomblik toe al die mense daarby wat gesien het hoe dit gebeur het. Nou vra hulle van my, hoe het jy hier gekom? Hy sê my, die ou met die pakklere en die ponytail het my uitgehaal. Hulle sê my, hier is die spore om die bussie nie. Ons het gesien hoe dit gebeur, hier was niemand nie. Hy wil nie sy storie van mense vertel, hy raak emosioneel, hy sê, kyk, wie gaan my glo? Wie gaan my glo? Sy vrou het 'n SMS gekry. Ek was in 'n ongeluk, maar ek is okay. Maar daar was nie geld op die foon nie. Hy weet nie dat hy daai boodskap gestuur het nie. Hy het niks oorgekom nie. Klomp lesings. Ek dink ons onderskat God in totaliteit. En as ek hierdie gedeelte lees, het Josia iets hiervan, het hy geklik. Maar God is groter, maak nie saak of die volk my glo nie. Die opdrag kom dat die priesters met die ark vat en in die water inloop. Nou die ark was die middelpunt van God se teenwoordigheid. Die ark is met alles beskerm. Jy sal sien, hier staan, niemand mag nader as 900 meter in my ark kom en as hy dood, behalwe die priesters. Nou moet die priesters die ark vat en in die modderwater inloop. Wat dink julle sou ons gedoen het met die opdrag? Josia draai dit om, hy sê vir die volk, gaan berei julle voor die vorige dag. Môre gaan die Here groot dinge in julle oë doen. So asof Josia vir hulle wou sê, julle is nie bewus van wat hier aangaan nie, maar gaan berei julle voor, reinig julle self, kry julle reg, dat julle God kan sien in wat hier gebeur. En dan stap die priesters en toe hulle voete die water uit met Dam die rivier op. Nou kan ek vir myself dink, die ouens boontoe op, wat se skok hulle het van wat gebeur nou, want alles is nou onder water, wat hulle lewe nog ooit onder water was. Die ouens ondertoe, die een oomblik is dit vloed, die volgende oomblik is die visse op die grond, die water is weg. Nou begin hulle met mekaar praat oor wat het hier gebeur?
Nou daai tyd was al nie WhatsApps en SMS'e nie, so dis mense wat ons by mekaar uitkom. En dan begin die storie versprei, hier iets gebeur, hierdie volk wat die deur gaan, en nou is Jerigo bekommerd. Toe die verspieders kom, en hulle kom by die prostituut in die toring, toe sê sy, ons weet van julle, en ons is in angst en vrees. Hulle stap rookvol deur hy rivier, hulle kom aan die kant, en nou kom die tweede snaakse opdrag. Stap vir 6 dae, elke dag, om Jerigo. Moet niks doen nie. Julle moet dit in stilte doen. Net die horings moet blaas. Die 7de dag stap julle 7 keer om. Die 7de keer as julle die horings blaas, moet julle die kruis skree en dan sal die mure omval. Wat sou ons met daai opdrag? Dis amper soos hy seentjie wat sy pa vertel het van Moses wat die genie ingekry het en die vliegtuie en alles. En sy pa sê vir hom, maar dis nie wat in die Bybel staan nie. Hy sê, maar pa is ook nie geloof wat hy vir ons vertel het nie. Wat doen ek met my en jou? Wat maak hierdie storie vanmôre aan my en jou? As ek kyk in my lewe goed wat gebeur het, wat 'n ou in daai oomblik het jy soveel vrees en angs en jy hardloop in al die mure vas want jy weet nie om hierdie ding te hanteer nie. En dan gebeur iets anders in binne-in. Ek weet nie waarmee jy sit vanmôre nie. Of dit siekte is, of dit finansies is, of dit trauma is wat in jou lewe gebeur het nie. God is groter as dit. Maak die saak waar jy vanmôre sit en die Here weet waar jy sit. Ons stres ons dood, maar God is in die Heer. Ek kan net dink as daar daai tyd so brandpille was, het Josia hulle almal opgedrink. Van al die stres wat hy moes deurmaak en al die opdragte wat hy moes uitvoer en hierdie duisende mense wat hy moes oortuig met hierdie vreemde opdragte. Maar al die Here van Josia vra, wees jy net getrou, gehoorsaam, voer my opdrag uit, dis al. Want dis nie Josia se geloof wat dit gedoen het nie. Dis nie Josia se krag wat dit gedoen het nie. Dis nie sy militêre agtergrond of sy opleiding wat dit gedoen het nie. Dis God wat dit gedoen het. Maar een ou gesoek het om vertrou. Wat is dit vanmôre jy is? Die een wat God soek om te vertrou. Wat is dit jy is? Wat as jy aan die ander kant uitkom en jy kyk terug en jy sien God se spore deur hierdie hele ding? Jou storie wat jy dan gaan vertel. Want iemand anders het jou storie vanmôre nodig. Daar is soveel goed wat met ons gebeur en wat die Here ons deurvat. En dan dink ons storie is 'n simpel storie, niemand gaan ons glo nie. Maar daar is iemand wat jou storie nodig het, en dis hoe die evangelie werk. Dis hoe Jesus se storie versprei is, wat hy gedoen het, wat mense begin opgee. En Jesus sit vanmôre tussen ons deur die Heilige Gees. Hy stap saam met jou by die deur uit. Hy klim saam met jou in jou kar. Vanaand as jou lig afsit en sit in jou bed. Dis die praktiese hiervan. Ons mis dit. Want ons klim in die bed met ons selfone en ons kyk video's tot 3 in die môre. Of ons is bekommerd ons mis iets op WhatsApp. Ons kop is totaal op 'n ander plek. En ons mis God in totaliteit, want ons is nie meer bewus van wat in ons lewe aanvang nie. Dan moet ons môre net 'n slag stil raak in onsself. En ons afvra, waar pas God in ons lewe in vanmôre? Hoe sien ek hom raak? Waar gaan soek ek vir dit? Ek staan een môre in 'n winkel. Ek en 'n ou van IA sit te gesels oor die trauma wat hulle beleef op die pad. En God se hand in hierdie goed en slegte ongelukke wat gebeur en waartoe hulle personeel moet gaan. En ons het 'n redenasie daaroor wat eintlik ongelooflik lekker was, dit was opbouend.
Het was in 'n meubelwinkel. En hier staan 'n ou tussen die rakke en hy kom stap verby en hy sê, loof die Here, vanmôre het ek die antwoord gekry want ek al 3 maande soek en dan stap ek by die deur uit. Nou kyk ons op mekaar, ons het die idee waaroor dit gaan nie. Maar die Here het ons gesprek gebruik om iemand anders op te gee. Die Here werk op vreemde maniere. Dit kan deur die natuur wees, iets wat met jou gebeur en jy besef is iets groter. Jy kan op 'n ding sit en 'n voeltjie kom sit voor jou en jy beleef iets. Maar nou vertel jy dit vir iemand anders, dan klink dit nie so kry soos dit vir jou was. Ons moenie onderskat die klein goed wat in ons lewe gebeur en hoe God mense en goed op ons pad sit om ons oop te maak. Maar as ons ingesteldheid die dag is, dan gaan ons dit mis. En daarmee sluit ek vanmôre af. Gee 1 tree terug. Gaan sit en raak rustig. Dink 'n bietjie oor hierdie gedeelte vanmôre. Gelees dit weer, lees die hele hoofstuk, dit is ongelooflik. Wat die Here met 'n persoon gedoen het, wat hom vertrou het. En ek sê weer, wat is dit jy is vanoggend? Ek gee geleentheid vir stil gebed en dan sluit ek ons af. Here, as ons vanmôre hierdie gedeelte lees, dan voel ons weer so klein. En ons voel skuldig. En dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Hierdie gedeelte maak ons nie skuldig vir die Here. Dit moet ons opgewonde maak, omdat daar 'n God is wat in die Here is en nie ons nie. Ons kan ophou beklei. En ons kan begin leef. Ons kan leef in ons moeilikheid, want hier staan ook. Ek ken vanmôre elkeen wat hier sit. Ek ken elkeen wat vanmôre inluister of dalk die video gaan kyk. Ek ken elkeen se naam. Ek weet wat in elkeen se lewe aangaan. En ons bid vanmôre, Here, as daar iemand is wat met 'n ding worstel of deur 'n moeilike tyd gaan of 'n nuwe fase in hulle lewe het, stap in, vertroos hulle, hou hulle vas, gee hulle krag en wysheid om hierdie ding te kan hanteer. Here, moet doen dit op so 'n manier dat hulle na die tyd die naam kan loof en prys, omdat hulle besef, maar God was in die Heer, nie ek nie. En dankie dat ons U daarmee kan vertrou. U weet vanmôre van hulle wat siek is in hierdie gemeente. U weet van hulle wat in die huise is wat dalk swaar kry. U weet van hulle wat geliefdes verloor het in hierdie week, wat by 'n leë graf gaan staan, of 'n oop graf gaan staan. Hulle wat nog reëlings betref, ons sit hulle almal in die hande van God en ons bid dat U vir hulle sal seën. Dra hulle in hierdie tyd en help hulle om te kan sien hoe groot U is. Seën ons in die week wat voor lê. Here, seën hierdie gemeente, Gys en alles wat U doen, al hulle planne en alles wat hulle wil doen, seën hulle uit hulle nate uit. En dankie dat ons U daarmee kan vertrou. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Ons gee nou geleentheid vir ons liefde Paulus.
Kom ons sluit af met lied 215 vers 1, 2 en 3.都进城看。
jou van hy bakkie vir ons. Dankie. Dankie. Ja, ek het klaar doen die FT. Klaar vir hom gevat.